Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens my wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook ryklik saam seën. Nou ja, hierdie pelikane is seker een van die mooiste watervoëls wat ons dan ook van ken. En hulle is nogal redelik bekend vir daardie sakagtige keel wat hulle het, asook daardie groot vlerkspan. Hulle is redelike sosiale diere, jag gewoonlik saam in groepe. En hulle is nogal redelik wyd verspreid oor die wêreld. En die enigste plek waar jy hom nie gaan kry nie, is Antarktika. Net so wil ons maar ook die gedagte wissel rondom die Here Jesus Christus, die tyd toe hy daar na Jerusalem toe beweeg het, en dan die laaste week van sy lewe net voor en saam met sy kruisiging, ook meer bekend as die lydingsweek. Net so 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel daar rondom, en maar net dalk 'n bietjie verfris van dit wat dan ook gebeur het in hierdie tyd. Die Sondag gebeure, as ons daarna kyk, dit wat dan ook gister dan ook sou plaasgevind het, en in die tyd toe die Here Jesus Christus dan ook daar na Jerusalem toe gegaan het. Dis 'n profesie wat vervul is in Sagaria 9 vers 9, waar hy dan ook sê, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Ons weet hoe die disippels dan ook gestuur was, waar hulle hierdie eselin en daar die vol moes gaan haal het, en die Here Jesus Christus wat dan Jerusalem sou ingery het. Die palmtakke waarmee hulle dan ook die Here Jesus dan ook tegemoet gegaan het, wat daarop dui dat hy 'n oorwinnaar is, dat hy triomflik is, en het hulle ook sy koningskap daar kom erken. Maar iets wat besonder was, op pad daar na Jerusalem toe, op die rug van daardie vol van daardie esel, het die Here Jesus Christus oor Jerusalem geween. Lukas 19 vers 41. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Vers 44 getuig juis oor die gedagte dat die tyd toe God hulle kom besoek het, deur die Here Jesus Christus, die verlosser van die wêreld, het hulle nie daardie gunstige tyd raak gesien nie. Toe dan ook die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Hulle oë was bedek omdat hulle harte dan ook donker was oor die dinge, dat hulle nie die woord van die Here geken het, nie die woord van die Here aangeneem het nie. Mag die Here vir ons help ook, dat ons die woord van die Here sal lees, dit in ons hart sal bære, en dat ons ook hierdie dinge waarop dit neerkom, veral in die einde van die eeue, dat ons daarop die tye sal let. Jesus kom en hy reinig dan ook die tempel, Lukas 19 vers 45 en 46, en toe hy in die tempel ingegaan het, begin hy die wat daarin verkoop en koop uit te jaag, en hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis is 'n huis van gebed, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. So het baie mense dan ook hulle harte 'n rowerspelonk gemaak, en sien ons dit ook selfs onder leiersfigure wat in die kerk dien, dat dit tot hulle eie voordeel is. Dit gaan nie meer oor kosbare siele nie, en God se saak wat bevorder moet word, kinders van God wat toegerus moet word, en al die dinge wat daarmee saamgaan. Hulle harte is toegesluit daarvoor. Dit het 'n rowerspelonk geword, selfs in die wêreld. Sekere kettinggroep wat gesê het, Easter begin with us. Is dit regtig die waarheid? Nee. Die Paastyd begin by die Here Jesus Christus. Dit gaan oor hom wat vir ons gekom het in hierdie wêreld, die Paaslam wat vir ons geslag is, en waardeur hy dan ook verlossing en versoening bewerk het. Maandag gebeure, Jesus wat die vyeboom kom vervloek het, vroeg die môre toe hy teruggaan na die stad, het hy honger gehad. En hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daarna toe, maar hy het niks daaraan gevind nie, as net blare alleen. En hy sê vir hom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Ag, liewe toehoorder, ek wil vra, dra ons die vrugte wat by die bekering pas. As die Here by ons kom, sal hy die vrug vind. En dan ook die sameswering om die Here Jesus Christus dan ook dood te maak op daardie maandag. Matteus 21 vers 23, en toe hy in die tempel gegaan het,
kom die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na hom toe, terwyl hy besig was om te leer, en hulle sê, deur watter gesag doen u hierdie dinge, en wie het u hierdie gesag gegee? En dan sê hy in vers 18 van Markus 11, en die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skaar verslaaf was oor sy leer. Kyk net, die optrede, hulle wou Jesus begin doodmaak. Ag, mag die Here vir ons genade skenk, dat ons onsself maar net sal ondersoek, hoe lyk ons lewe dan ook teenoor hom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u bereid was om vir ons te sterwe aan die kruis, en die pad wat u gestap het, om dan ook vir ons aan die kruis verlossing en versoening te bewerk. Amen.